Goeiedag, dit is Philip van ons Randkerk in Port Elizabeth en dit is vir my lekker om weer met jou te kan gesels. Ek hou een keer 'n begrafnis en terwyl ons by die kus staan by die begrafplaas, vra 'n man of hy iets kan sê. So krullerige hare gehad, krullerige baard. En hy gaan staan by die kus. Vaardig, gewyd, nederig en daar kom so stilte oor almal in afwagting op dit wat hy gaan sê. En hy sê die volgende. Hy sê: "Dankie Tannie dat jy my liefgehad het. Dankie Tannie dat jy my aanvaar het. Dankie Tannie dat jy in my geglo het. Baie dankie." En hy het vir my dankie gesê vir die geleentheid en hy het teruggestaan. En dit was 'n heilige oomblik. Hierdie boodskap gaan oor die mense in jou lewe. Oor 'n manier van kyk na hulle, 'n manier van hulle waardeer en ook 'n manier van verstaan wat jou rol in mense se lewens is. John Dominique Martin skryf 'n gedig met die titel "People come into your life for a reason, a season or a lifetime." Daar is mense in my lewe wat daar is vir 'n rede, om een of ander behoefte te bevredig, om my te ondersteun of my te help fisies, geestelik, emosioneel, iemand om vir my leiding te gee, om my iets te leer, iemand wat ek kan sien as deur God gestuur, amper 'n soort van beskermengel figuur. Maar dit is 'n verhouding wat eindig. Wanneer daardie een se werk in my lewe gedoen is, dan is die verhouding verby. En dan is dit tyd om aan te beweeg. En dan is daar die mense wat in my lewe is vir 'n seisoen. Dit kan 'n paar maande wees, dit kan 'n paar jaar wees. Mense wat 'n mens kan beskryf as 'n vars briesie in jou lewe. Mense by wie ek kan leer om iets nuuts te doen, om nuwe gewoontes aan te leer, by wie ek leer oor die lewe, by wie ek leer oor myself, iemand met wie ek kan deel, saam met wie ek kan groei, kan leer, kan lag, iemand met wie ek regtig kan connect, iemand wat vreugde in my lewe inbring, iemand wat energie in my lewe inbring. En ek dink hier aan soos byvoorbeeld skoolvriende, vriende op universiteit, of die vriende wat 'n mens het as jy jong volwassene is. En dit is wonderlik om so iemand in jou lewe te kan hê. Maar dit is 'n seisoen wat verbygaan. En dan is daar die mense wat vir 'n leeftyd in my lewe is. Dit is die wat by my bly. In die moeilike tye en in die maklike tye. Die een wat ek onverwaarlik kan vertrou. Die een wat my liefhet sonder om iets terug te verwag. Een wat onvoorwaardelik aanvaar, wat my nie veroordeel nie. Die een by wie ek dinge kry waarmee ek die lewe kan leef. Die een by wie ek dinge kry waarop ek my lewe kan bou. Die een saam met wie ek die lewe kan doen. En ek wil graag 'n paar gedagtes met jou deel rondom hierdie verstaan van die mense in my lewe. Die eerste is, hoe hartseer sou dit nie gewees het as ek met sekere mense in my lewe nooit geconnect het nie. Mense wat my lewe verryk het, mense wat my lewe gevul het met liefde. En dit is hoekom 'n mens jou nie moet isoleer nie, want as jy jouself isoleer, dan mis jy uit op mense. En ons moet dankbaar wees vir hierdie mense in ons lewens. En dit is 'n dankbaarheid wat ons moet uitspreek teenoor God wat hulle in ons lewens geplaas het en ook teenoor daardie mense self. En dan moet ons verhoudings koester. Dit is maar so dat ons verhoudings aanvaar as vanselfsprekend en dat ons nie regtig in verhoudings belê en aandag gee aan ons verhoudings nie. Dan die tweede gedagte is die realiteit dat iemand in my lewe eendag sal weggaan of doodgaan. Dit is hartseer en dit is moeilik om te aanvaar, maar dit is hoe dit is. En dit maak 'n mens kwaad as dit gebeur,
as 'n mens by jouself dink, maar hierdie persoon was nie lank genoeg in my lewe nie. Wat ons moet onthou is dat dit God is wat mense nader bring, en dit is ook God wat mense laat uitgaan uit ons lewens vir 'n rede. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie moet probeer om die vir 'n oomblik mense, vir altyd mense te probeer maak nie. Ons moet die Here maar net vertrou wat mense in ons lewens inbring en wat mense weer laat weggaan uit ons lewens. Dan 'n derde gedagte, kortetjie. Nie almal in my lewe is die mees aangename mense nie, maar hulle is ook daar vir 'n rede en ook daar vir 'n seisoen. En dan wat die leeftyd mense betref, wil ek graag iets lees. The day we meet the person who is meant to stay forever, we'd be able to spot them from a mile away. We'd recognize them in a crowded room because we finally understand the difference between someone who touches our hand and someone who touches our soul. Dan die laaste gedagte, ons verantwoordelikheid teenoor mense, wat God vir ons gegee het. Hierdie verstaan van die mense in ons lewens, die wat daar is vir 'n rede, die wat daar is vir 'n seisoen, die wat daar is vir 'n leeftyd, help ons om te dink oor ons eie rol in mense se lewens, om vir myself te vra, maar hoekom is ek in hierdie persoon se lewe? Is daar 'n rede, is daar 'n seisoen, of moet dit vir 'n leeftyd wees? En dit help my dan ook om te verstaan wat ek moet doen in iemand se lewe. Hoekom die Here juis vir my en daardie persoon se lewe gesit het. En 'n mens kan wonderlike vrede hê wanneer die rede hoekom jy in iemand se lewe gesit is, gebeur het. Of wanneer die seisoen verby is. 'n Mens kan vrede hê en 'n mens kan aanbeweeg. Dit is soos om 'n predikant te wees wat 'n gemeente moet verlaat. Dit was vir my altyd bitter moeilik om dit te doen. 'n Mens het lief geraak vir mense en jy ervaar regtige verantwoordelikheid vir mense. En daar's net mense wat jy regtig gaan mis omdat hulle nie meer in jou lewe gaan wees nie. Maar daar was 'n rede en dit het gebeur. Daarvoor vertrou 'n mens die Here. En dis 'n seisoen wat verby is. En daarom kan 'n mens met vrede aanbeweeg. Ek wil met 2 aanhalings afsluit. I know for a fact that I am where I am now in my life because of those that God has put in my life for influential value. En dan hierdie een. I thank all the people I've met in my lifetime who have lent me their ears, allowed me to belong, gave me love, and let me love them back. I thank all the people I've met in my lifetime. Dit is 'n heilige oomblik. Baie dankie dat jy geluister het. Die Here se vrede vir jou en die Here se liefde is vir jou. Goed gaan.